Goeiemôre gemeente, die orgelvoorspel was 'n verwerking gewees van die 277 wat ons aanstonds gaan sing. Pragtige lied, ek sal vir julle net nou meer vertel rondom dit. Kom ons begin en ons sing hartlik saam uit lied 1, die geses van die liedboek. O kon ek jubel, Hemelvader, met 1000 stemme tot die eer, met die wonderlike reën wat vandag nou hier geval het ons seker rede om uit volle bors te sing. So die teks wat jy nou net gesing het, die wonderdade ongeteld is werklik waar. Dit sluit so mooi aan by hierdie nat Sondag. Mens kan net dankbaar wees vir elke druppel reën. Lied 277, U wat van ouds af ons behoed. Dit is 'n baie pragtige lied wat baie geloofsvertroue inhou in die God wat ons aanbid en dien. Wat interessant is van die lied is dat die eerste en die 5de vers dieselfde teks dra. So as ons nou by die 4de vers gekom het en ons dit gesing het, dan is die 5de vers se teks 'n bevestiging wat ons sê, U wat van ouds af ons behoed, ons God op wie ons bou. 'n Pragtige lied wat ook Johann Sebastian Bach 'n baie groot fuga op hierdie melodie geskryf het. Dit dateer uit 1708. Kom ons sing hierdie lied baie hartlik saam, 'n baie bekende melodie. U het dit nou werklik pragtig gesing uit. Dit is so mooi melodie uit die Engelse liedereskat. Ons gaan ons inleidende sang afsluit vanoggend met die sing van lied 281. Die 3 versies daarvan, ons gaan 2 versies sittende sing, dan gaan ek vir u 'n modulasie speel na 'n ander toonaard toe en dan staan u vir die 3de vers asseblief. Baie mooi Engelse melodie ook hierdie.
vir u sê dat ek dink dat dit net hier genootgemeente is wat hierdie lied met soveel oorgawe kan sing. Baie dankie vir die wonderlike sang vanoggend. Seën vir u. Tumela, Bome en Bontati. Môre, welkom almal. Is goed om julle te sien. Kom ons draai gou na mekaar toe en dan groet ons mekaar net en sê hallo. Julle kan in Sesotho dit doen of in Engels of in Afrikaans. Welkom in die nuwe jaar, eerste diens van 2025 en ons vier vanoggend die Epifanie fees en dis natuurlik die fees van die koms van Christus waaroor ons bly is, opgewonde is na die Kerstyd. So ons gaan vanoggend daar rondom stil staan met mekaar. Die blomme vanoggend, ons het 2 bosse blomme hier, ons het nie siekes op ons lys nie. Ek wil tog vra dat die 1 bos blomme asseblief vir Isak Herbert hulle sal gaan. As daar iemand is wat vir Isak hulle die blomme sal vat. Hulle is hier net hier agter, ek nou die straat se naam vergeet. Isak Herbert hulle, dankie. Esther kry maar net en vir Isak hulle. Isak het MS en ja, dit het sy eie uitdagings vir hulle as gesin. Dan nog 'n tweede bossie, iemand wat weet van iemand wat 'n bossie nodig het. Julle moet weet van iemand wat vanoggend blomme nodig het. Nee, iemand het nood. Ergens moet julle vanoggend die preek gaan toepas, want die preek sê julle moet lig gaan wees vanoggend. So ergens moet iemand gaan lig wees vanoggend. OK. Terwyl die preek in die gang is, mag die Here met julle praat. Hy self vir julle aan die geel gryp en die blommetjies gaan uitdeel. Dankie. Goed, kom ons kyk na die volgende afkondigings. Dankie. Ons het vars vleis beskikbaar. Ek neem aan dit is daar agter by Paul. Paul hanteer dit reg, Paul. Dankie. Julle kan dit daarso kry by die kerkkantoor. Deurkollekte vanoggend vir die klankstelsel se opgradering. Jy is welkom om 'n ekstra bydrae daarvoor te maak. Dan sal jy sien die dankofferfees. Daarso is die barometertjie wat ons het. Ons het nog so eentjie om te gaan, so baie dankie vir u wat gegee het. Onthou dit loop tot en met so die einde van Februarie, so julle is baie welkom. Dan het ons nou vanoggend danksegging, julle sal nou sien in die liturgie. Ek en Chris nou in dit gewerk het ons nou vanoggend gesê, ons moet eintlik 'n verootmoediging doen vir die droogte, maar ek dink ons gaan nog steeds dit hanteer in die dienste in dieselfde formaat. En ons sê vanoggend ook dankie vir dit wat geval het, maar ons sal net nou in die erediens self bietjie meer daaroor hanteer, spesifiek reg in die begin van ons diens, voordat ons skriflesing kom. Dan die gasvryheidsverdiening, daar's 'n klompie mense wat ons graag wil gebruik. Dit gaan ook oor die teeskink, wat ons ook het, so julle moet asseblief julle name daar op die lysie gaan skryf. Iemand het vir Lydia my naam opgeskryf, want ek is altyd die ou wat die dreigwerk doen. As jy my naam opskryf op die lysie, sê net vir my, dat ek nou net 'n pitch daai Sondag, want laas jaar toe pitch ek nou nie, toe is ek nou weer weg. So julle is welkom om my naam op te sit, sê net vir my, as julle my naam daar opskryf, daarso. Want dan net, ek gaan ons nou julle name ook opskryf, maar ek gaan nou nie vir julle sê nie, so jy moet nou net gaan kyk op die lys. Dankie. Dankie Marina, dan die Sondagskool, kategese 19 Januarie. Hou maar dop, daar sal goedjies wees. Teeskinkbediening asseblief, dit gaan saam met die gasvryheid, die ontvangs, alles wat daarmee saamgaan. En dan natuurlik ook die blomme, wat ook 'n belangrike deel van ons hiergenote wees is, om so op 'n Sondagoggend 2 bossies blomme te bring, of enige iets dergeliks anderster, jy hoef nie net blomme te bring nie. Jy is welkom om 'n potplant te bring, chocolates of wat ook al, wat ons dan kan uitdeel. So skryf asseblief julle name daarvoor op en gee dit op daar by die kerkkantoor. Baie dankie Marina. Ons praat vanoggend oor Epifanie, of dis die fokus, dis gewoonlik die eerste Sondag in die nuwe jaar in. Onthou ons het in die Advent vir mekaar gesê, die Adventstyd begin. En die Advent is eintlik die begin van die kerkjaar. So hierdie is nie die eerste Sondag van die kerkjaar nie. Hierdie is nou eintlik al die 5de Sondag in die kerkjaar. So ons vier die Advent of die verskyning of die koms van die koning wat ons dan vier vanoggend. En die tema tradisioneel op hierdie Sondag is lig.
want dit is juist die lig wat na die wêreld toe gekom het. En julle gaan ook sien vanoggend reg deur die liturgie, al die liedere wat ons sing, ergens praat dit oor lig. Die teks wat Jesaja is vanoggend praat daaroor, en dis ons fokus wat ons dan vanoggend ook hier saam met mekaar gaan doen. Ek gaan vra dat ek gaan vir ons vanoggend begin. Ons fotum vanoggend kom uit Psalm 1 en Psalm 50 uit. Ek gaan vir ons 'n gedeelte daarin lees. En dan gaan ek vra die oomblik as ek klaar gelees het, staan spontaan. Die deel van die fotum vanoggend is ook 'n lied wat ons gaan saam sing. Dis lied 353. Die lig kom na die wêreld in Christus Jesus, is 'n Kerslied, soos ons nog steeds in die Kerstyd ook. So ons gaan dan sommer staan en ons sing, u bly staan vir die seëngroet, en dan bly u staan ook dan vir die loflied wat vanoggend uit vonk uit gaan kom. Daai pragtige lied wat ons dan saam gaan sing. Kom ons raak vanoggend stil, soos ek altyd sê, ons is nie ewe skielik in God se teenwoordigheid nie. Ons is altyd bewus van God se teenwoordigheid. Saam vanoggend, kom ons raak stil. Die God van die gode, die Here het gepraat en die aarde opgeroep, van waar die son opkom tot waar dit ondergaan. Vanuit Sion, plek van volmaakte skoonheid, laat God sy lig straal. Ons God kom, en hy gaan nie stil bly nie. Voor hom brand 'n verterende vuur, rondom hom woed 'n geweldige storm. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Maak my getroue volgelinge vir my bymekaar, hulle wat by die offers van my verbond hernie is. Die hemel maak sy geregtigheid bekend, want God, hy is regter. Jesaja, wat ons nou nog gaan lees, sê vir ons dat die wêreld maar eintlik 'n donker en 'n duister plek is. Maar God groet jou vanoggend. Die liefdevolle God wat sy seun gestuur het, die een van die krib en van die kruis en van die opvaarding. En hy kom groet jou vanmôre daar waar jy is. Miskien in jou eie stukkie duisternis, eie vreugdes, onsekerheid vanoggend. Ongeag waar jy is, God is hier. En hy groet jou, genade en vrede vir jou. Van hom wat vanoggend is, wat was in die verlede, maar wat ook sal wees in hierdie jaar, wat kom. Amen. En dan antwoord ons, as gemeente, ons sê, Here, U is die lig, U is wat in die donker kom skyn, U is die een, wat duisternis laat verdwyn.
Vriende, pragtige lied, kom uit die Skotse tradisie uit. Highlands Cathedral, is die Engelse weergawe daarvan. Ons gaan vanoggend 'n tyd van verootmoediging hê. En ek gaan die tyd van ons begin. En die fokus vanoggend gaan juis oor ons land en die jare miskien wat ons ingaan, die droogte wat ons het. Dit reën vanoggend hier by ons. Ons het nog nie gehoor of dit reg oor die land reën nie, op ander plekke waar dit baie droog is nie. So ons gaan vanoggend hier in 'n stuk van verootmoediging ingaan. Dit is goed in die begin van die jaar om 'n bietjie self of introspeksie te hou. Bietjie na binnekant toe te kyk. Ergens vanoggend in die preek gaan ek dit ook sê, ons kan nie vir mekaar sê dis nie so erg nie. Dis ongelooflik sensitief om te sê, maar dis nie so erg nie. Dis erg. Waar jy ook al is of wat ook al besig is om te gebeur, dit het sy eie emosionele en fisiese intensie. Om by God stil te staan, is om te sê, Here, ons leef nie vanuit onsself nie. Ons leef nie vanuit ons eie hoogmoed uit nie. Maar ons leef in nederigheid voor U. Met ons lewens, gebroke, stikkend, nie beter as ander nie, maar altyd gehoorsaam, om juist te doen dit wat U vra. Ek gaan vir ons Psalm 51 lees, en daarna gaan ons so bly sit, en dan sing ons 'n lied, 482, ons gaan die eerste en die tweede vers sing, net terwyl ons so bly sit. En dan gaan ek vra of daar 2 persone is wat vir ons wil voorgaan in gebed vanoggend, te bid vir ons land, vir ons mense, vir ons gemeente, en spesifiek dan ook vir die droogte. En ook net dankie te sê. En daarna sal ons die 3de vers sing van hierdie gedeelte, van die lied. Psalm 51, ek lees vanaf vers 3. Wees my genadig, o God, volgens U troue liefde wis my oortredings uit, volgens U groot ontferming. Was my heeltemal skoon van my sondeskuld en reinig my van my sonde. Want ek is deeglik bewus van my oortredinge en my sonde is voortdurend voor my. Teen U en teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U gelyk sal hê as U uitspraak lewe, volkome reg wanneer U oordeel.
Vriende, tyd vir gebed, stil gebed. 2 persone wat vir ons sal voorgaan is welkom, staan maar net op net daar waar jy is. Anders te gebruik ons die tyd net vir stil gebed, maar jy is welkom 2 gebede. Here, ons raak intens net bewus van 'n gebroke wêreld waarin ons leef. Temperature van die afgelope tyd, die hitte, versengend, droogte, oorlog, verhoudings. Is nie perfek nie. Here, die natuur sukkel, ons sukkel. Ons staan nie as volmaakte mense voor U nie, maar as gebrokenes. Elkeen met ons eie pyn en seer, saam met hierdie wêreld wat uitskree dat dit anders moet wees. Ons bid vir ons land en sy mense. Ons bid, Here, vir wysheid in die regering. Ons bid vir die land, die natuur, wat moet kos gee, wat moet voorsien. Stede wat groter word en mense wat meer soek om te eet. Ergens is daar 'n saadjie wat in die grond moet val en water moet kry sodat dit kan sien ons raak, Here. Daar's groter goed wat ons nie beheer het oor nie, klimaatsverandering, Here. Sien ons raak en kyk na U mense. Ons bid, Here, vir ons gemeente, ons leraars, Dominee André en Dominee Wouter, vir hulle en hulle gesinne, ons bid vir hulle, Here. Elke lid van ons gemeente, is 'n nuwe jaar met nuwe uitdagings. Ons bid, Here, vir mekaar vanoggend wat hier is, met elkeen iets op sy tafel. Dat ons U hart sal sien en dit sal leef. Amen. Vriende, kom ons maak ons Bybels oop by Jesaja 60. Ons gaan by Jesaja 60 lees. Op jou selfoon of die harde kopie wat jy het.
As jy dit oop het, gaan ons 'n lied sing. Ons gaan Psalm 119 sing, vers 22 en 26. Dis die epiklese gebed om te vra dat die Heilige Gees vir ons die skrif sal oopmaak en dan sal ons dit lees. Here, u woord is lewend, aktief, omdat u dit is. Soos vanoggend herinner ons mekaar aan Johannes wat sê die woord het mens geword. Lewend. Praat met ons, ook deur die Gees. Nou die lied sluit af met die woorde, gee my die hulp waarna ek smag. Want ek dink ons almal het die vraag, wat van 2025? So kom ons luister, wat sê Jesaja vir ons, en hoe help Jesaja vanoggend vir ons, juis om iets daarvan, van hierdie hulp te kan verstaan. Ek lees uit die 83 vertaling uit, kom Jerusalem, laat jou lig skyn. Vir jou het die lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies. Maar oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Kyk rondom jou. Kyk, hulle kom almal bymekaar. Hulle kom na jou toe. Jou seuns kom van ver af en jou dogters word met liefde gebring. Jy sal dit sien en van vreugde straal en jy sal bewe van blydskap want die rykdom van die see word joune, die skatte van die nasies jou besit. Jou land sal vol kamele wees, jong kamele uit Midian en Eva. Almal wat uit Skeba kom bring goud en wierook en verkondig die lof van die Here. Al die kleinvee van Kedar word vir jou bymekaar gemaak, die ramme van Nebajot is tot jou beskikking. Hulle is aanneemlike offers vir my altaar. So vermeerder ek die roem van die huis waar ek geëer word. Wat kom hier aangesweef soos wolke, soos duwe na hulle neste toe? Dit is die skepe van die eilande wat na my toe op pad is, heel voor, is die skepe van Tarsus af. Bring vir jou see, hulle bring jou seuns van ver af en ook die goud en die silwer, tot eer van jou God, tot die Heilige van Israel, omdat hy jou roem wil vermeerder.
Tot sover. Okay, en we gaan by die kinders hoor. Hoeveel kinders is hier? So staan gou op die banke dat ek net kan sien. Staan op die banke, die dominee sê julle mag, jou pa en jou ma sê julle mag, maar ek sê julle mag. Staan gou daar op die banke dat ek net sien. Ja, hier staan my paartjies. Ja, daar agter is ook 'n paar. Okay. Right. Wat gebeur as ons die ligte afsit? Marina. Lyk my hier's met stomheid geslaan. O, gits. Gelukkig is dit lekker donker vanoggend. Die agterste een. Dankie Marina. Dis hy, dit word donker. Julle kan maar weer sit. Dit word donker, né? OK. Is altyd nooit so donker nie. Daar's altyd liggies wat ergens brand. Daar's liggie, daar's 'n liggie, daar's liggies, daar kom liggies van buitekant af. Ons het in Kersfeestyd die adventskerse gehad. Wat juist vir ons herinner het en die lig wat gekom het. OK, dankie Marina. En dan skakel iemand altyd liggies aan, nou nie Eskom altyd nie. Maar ergens skakel iemand liggies aan. Ergens sit iemand 'n liggie aan. Nee. Dis altyd lig. Dis nooit net donker nie. En ek dink dis wat Jesaja vanoggend vir ons wil help om te sê. En volgende keer as jy 'n maan weer so 'n moun oor Eskom sê van die liggies sal altyd weer aankom. Ergens kom maar altyd lig aan. Ek wil begin die 2 aanhalings op die skerm te gooi. Dankie Marina. Eerste een is van C.S. Lewis wat sê a man can no more diminish God's glory by refusing to worship him than a lunatic can put out the sun by scribbling the word darkness on the walls of his cell. Ons sê vir mekaar dis donker. Ons herinner mekaar die hele tyd daaraan, gaan net iets meer daaroor sê. Die tweede ene is van Alexander Loos wat sê, you are the light of the world, but the switch must be turned on. Hier gaan nie net lig kom, as ons nie dit aanskakel nie. Hoekom lees ons volgende Jesaja? Jesaja is 'n boek wat eintlik so half beskryf word deur daai mense as die hoogtepunt van die Ou Testament. Dit strek omtrent oor 250 jaar. So die aard van die saak kon Jesaja een persoon dit nie geskryf het nie. Hy het nie 250 jaar lank gelees nie. So, maar as jy na die Nuwe Testament kyk, dan word hy omtrent 411 keer aangehaal as 'n verwysing. So die Nuwe Testament verwys baie terug na hierdie boek, hierdie groot blok wat so in die middel van die Ou Testament lê. So dit beskryf 3 periodes, die van Israel se geskiedenis, die tyd van voor die ballingskap, dan die ballingskap gedeeltes of die aanloop daarvan, tyd van die ballingskap en dan die tyd na die ballingskap of die herstel gedeelte. Nou dis hier waar ons gedeelte inpas vanoggend wat dit ter sprake kom ook. Dan in hierdie hoofstuk 60 is dit eintlik geskryf in die vroulike vorm, so dit spreek 'n vrou aan. Jerusalem word hoop gegee as 'n vrou. Nou in die Ou Testamentiese tyd het vrouens maar baie swaar gekry. Dit gedag nie eintlik vreeslik anderster nie. Ten spyte van al ons emansipasie, kry vrouens nog steeds swaar. So hier's iets van hoop om oor 'n grens te gaan van die manlikheid net. Te sê, weet jy wat, Jerusalem as vrou, daar's hoop vir jou. Daar's redding, daar's lewe, daar's vreugde, want dis wat lig bring. Maar as ons die hele tyd in donkerte sit, dan sit ellende en verlorenheid, dan hang dit soos 'n swaard oor jou kop ook. So die Israeliete het 'n klomp goed beleef, 'n klomp emosies beleef, maar hulle het ook 'n klomp fisiese goed beleef. En ek dink dis belangrik om dit te onthou. Ons wil baie keer net sê, die Bybel is dalk 'n boek wat net oor my emosionele goed gaan. Die Bybel praat baie hard ook oor my fisiese omstandighede. En dit wil altyd die emosie en die fisiese bymekaar bring en sê, maar wat wil God daarmee maak? Sien, dankie Marina. God se lig te sien, dink ek het ons ander oë nodig. Ek dink dis wat belangrik is. Ons het geloofsoë nodig, want
die omstandighede het baie keer so geraak, dat ek dood eenvoudig nie meer lig sien nie. En dan help dit nie vir my om te sê, maar dit sal môre oukei wees nie. Dit gaan nie môre eintlik oukei wees nie. Want daar's harde realiteit wat praat. So om hierdie werklikheid, hierdie harde realiteit te probeer sin maak hoor, gaan dink ek vra dat ons God se lig te sien, geloofsoë moet kry, anderster moet kyk, met geloofsoë moet begin kyk, na wat moet gebeur, of wat moet nie gebeur nie. Johannes kom help ons hiermee, dankie Marina. Johannes kom help ons hiermee, as hy verduidelik wat het gebeur in Kersfeestyd in, met die adventskerse wat nog hier is, help dit nou vir ons vanoggend. As Johannes kom sê, die woord het onder ons kom woon. Ja, daar's 'n realiteit. Maar die woord het onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid het hy sy enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. So hierdie Jesus het nie net gesê julle sal oukei wees nie. God het nie net gesê julle sal oukei wees nie. In keise ra, what will be nie. God het daadwerklik iets gaan doen daaraan deur hierdie Jesus te stuur homself binne in die realiteit, die werklikheid van die wêreld in. Om 'n verskil daar te kom maak. Om dit daar te kom anders te maak. Dankie Marina. So, die vraag vanoggend is nou, wat wag vir ons in 2025? Dis seker die mees kwellendste vraag op baie van ons se lippe. Want elkeen wat vanoggend hier sit, sy lewensomstandighede se werklikheid is totaal en al anderster. En ons het nie vanmôre 'n kristalbal nie en ons is nie vanoggend waarsêers nie. En ons is ook nie kaart readers en teeblaar ontleeders nie. Dis nie wat ons is nie. Ons is volgens die Here se kinders. Met 'n klomp uitdagings op ons tafel. Vir baie van ons is dit 'n onseker jaar. Met ingrypende goed het wat gaan verander. Ingrypend. Vir baie van ons is dit 'n opwindende jaar. Klomp goedes wat voor lê, lekker challenging uitdagings. Sien uit daarna. Ander wil net huis toe gaan en onder die bed gaan lê en sê ek kan nie hierdie jaar in die oë kyk nie. Want daar is net eenvoudig nie hoop nie. Wêreldwyd sit ons met ongelooflike onsekerheid, polities. Ek hoor hierdie klomp Trump supporters juig hier by ons. Ons het nie 'n idee hoe swaar Afrika gaan kry onder Trump nie. Want dit was 4 jaar terug dieselfde issue gewees. Polities. As oorlog wat nie einde kry nie, hulle gaan ook nie einde kry op hierdie stadium nie. En die ekonomie van die wêreld groei nie, so die Suid-Afrikaanse ekonomie groei ook nie. So dit beteken my en jou se sakke hierdie jaar gaan 'n ander realiteit erken. Dit is wat dit is. En dan binne in dit alles is daar my persoonlike onsekerhede. Oor my werk, my aftrede, nuwe blyplek, nuwe omgewings, nuwe plek waarin ek moet gaan wees, ander manier van wees. En dit is so, elke jaar as hy sekondewyser so aangaan, na 12:00 toe hier op 31ste, gebeur eintlik niks tussen 1 minuut voor 12 en 1 minuut oor 12 nie. There's no magical wand, wat jy beskielik iets anders te gaan maak nie. Maar wat dit wel doen is dit skuif die jaartal aan onmiddellik. Onmiddellik is ek ouer. Onmiddellik is ek 1 jaar nader aan my sterftyd. Onmiddellik gebeur iets anderster. Want ek kan nie die skuif van die lewe stop nie. Hierdie lewe, hierdie werklikheid skuif elke jaar aan. Dit is wat gebeur. So ek is of deel daarvan of ek is nie deel daarvan nie, maar ek kan nie veel doen daaraan nie.
Ek dink die vraag is dan vanoggend ook miskien is so vroue wat gebeur in 2025, is die vraag dalk om te sê, maar wat doen ek of wat staan my te doen binne in die skuivende jaar? Wat ook skuivende realiteite en skuivende werklikhede gaan hê. Binne die ekonomie, binne die geopolitiese, binne die ou probleme wat maar net in hierdie jaar voort gaan. Waar staan ek? In die Jesaja verhaal lyk dit vir my dat God weer vir ons wil kom herinner oor sy teenwoordigheid. Dat die eerste punt wat ek dalk vir myself moet vasmaak is, God is teenwoordig. Dit verander nie met die skuif van die jaartelling nie. 2025 gaan nie meer van God se teenwoordigheid hê, of minder daarvan, as wat die vorige jaar gehad het nie. God is altyd teenwoordig. Hy herinner ons daaraan. Die lig wat gekom het as ware eintlik sy intrek by my kom maak. God kom trek in, hy beweeg in, boots en al met alles binne in ons. 1 Johannes 1. So my vertrekpunt is, dis God is by my. Ongeag die werklikheid. Ek moet dit myself vasmaak. En dan is Jesaja baie realisties in haar eerste 2-3 verse. En hy sê, jy moet ook weet, ek is hier, maar die lewe is eintlik maar donker. Vers 2. Duisternis is nie maar net 'n storie nie, dis nie 'n bangmaak verhaal wat ons nou in die begin van die jaar vir mekaar opdis nie. Dis taaf. Dit is wat dit gaan wees. Maar die dilemma is ons sê vir mekaar, en ek dink ons is ongelooflik sensitief as ons dit doen. Ag man, moenie worry nie, alles sal oukei wees. Hoeveel keer sê ons nie vir mekaar daai woorde nie? Ek dink dit is plain liefdeloos om dit te sê. Sorry. Want ek kan nie 'n ander persoon se werklikheid of se struggles of se intense diepe belewenis van hulle werklikheid diminish is die Engelse woord, of dit minder maak. Dis wat daai eerste aanhaling gesê het van C.S. Lewis. Deur net te gaan skryf op 'n muur en te sê, ag man, dis maar net 'n bietjie duisternis, moenie worry nie, dit sal oukei wees nie. Ek kan nie dit doen nie. Jesaja kom herinner ons ook aan mekaar se emosies en erkenning te gee aan mekaar se emosies en te sê, dit is so. Kom ons erken dit, jou werklikheid is sleg. Die realiteit verskil vir elke mens en elke mens se werklikheid. Maar ons moet sensitief wees. En dan gebruik hy binne in hy sin die woordjie maar. Dis duister. Jou realiteit is sleg. Maar julle sal onthou, ek het verlede jaar al ergens gepreek oor Kamoio Theos, maar God, Nuwe Testament. Maar God verander die situasie. God gee iets anders. Maar God. Ons is daar vir mekaar, vir die nasies. Want God maak ons anders. Ons is nie daar vir onsself nie. Jy moet jou lig laat skyn, jy moet aangeskakel wees, want God het jou aangeskakel. Hy het genade bewys, hy het waarheid gebring, sê Johannes 1 vers 14 vir ons. En dan maak hy so 'n uiterlike lysie daar in Jesaja in. In die uiterlike lysie is 'n klomp goed wat verander, wat skuif, omdat God se teenwoordigheid dit anders maak. En natuurlik verskil jou en my lysie vanoggend daadwerklik dramaties. Dramaties. En ek kan nie sê my lysie is slegter of beter as jou lysie nie. Ons almal se lysie is ons belewenis is sleg. Die slegte is ons sukkel as ons so depressed is. Sukkel ons om ons geloofsoë te laat sien. Sukkel om ons geloofsoë te laat sien. Ons het so negatief geword in ons wêreld in.
Dat ons geloofsoë nie meer daar is nie. Nie meer wakker is nie. Kom ons sê, miskien het ons op 'n manier geloofsblind geword. Ons het katarakke ontwikkel. Dit klomp negativiteit. Jesus kom om die katarakke te verwyder, sodat ons weer met geloofsoë kan sien, geloofsoë kan kyk. Ek hoor die pessimiste en die siniste skree uit, daar's nie hoop nie. Ek dink hulle skree so hard omdat hulle nie met geloofsoë kyk nie. Hulle sien net nie hoop. Hulle wil nie hoop sien nie, so daarom skree hulle so hard. En daarom sê hulle vir jou, jy moet na jouself kyk. Luister maar net na die slogans. Make America Great Again. Tot wat? Dis loutere snert, man. Loutere onsin. Dat jy net na jouself moet kyk. Jesaja sê, jy het lig gekry, sodat jy lig verander kan wees vir die nasies, vir hulle rondom julle. Maar julle geloofsoë is so blind, julle het so baie katarakke, dat julle dit nie eens meer sien nie, so nou wil julle net na julleself kyk, want as jy blind is, sien jy maar eintlik net jouself. Kyk ander kant jouself. Laat Jesus jou katarakke verwyder, vir jou 'n lensimplanting gee. Vers 1 sê, dan sal jy op 'n gepaste manier anders te reageer, jy gaan jou lig laat skyn, Jerusalem. Jy moet anders reageer as die res. Epifanie word juis gevier, omdat Christus gekom het om dinge te kom verander. Die ander teksgedeelte wat op hierdie Sondag gelees word, is die verhaal van die wyse manne. Wat ons nou weet, hulle was nie die aand daar nie, hulle het later gekom. Wat kom doen hulle? Hulle kom in 'n moeilike tyd. Herodes is 'n tiran par excellence in sy tyd. Die kindermoord getuig daarvan. Hy wil nie sy mag deel nie, sy eie seuns en dogters doodgemaak, sy eie vrou doodgemaak. En dan in daai donker tye kom die wyse manne en hulle bring iets anderster, want die Christus het gekom. Hulle volg 'n ster, hulle volg die lig. Want daar's hoop in 'n donker wêreld, daar's altyd hoop. Geloofsoë help ons om anderster te sien. Ons het 'n lensimplanting gehad, ons kan met nuwe oë kyk. Jesus bring die nuwe lense. Hy verwyder die katarakke. Dis wat hy kom doen het. 2025, miskien moet ons begin deur die katarakke te laat verwyder. Hier ons geloofsoë in te stel. Lensoorplantings te kry. Die woord is nie net meer 'n woord nie. Die woord het mens geword. Dis kom hy kerse brand. Dis onthou. Die woord het mens geword. Hy het tussen ons kom bly. Hy het lig kom bring in die donker wêreld en julle sal sien die ligte is weer aan. Hierdie groot ligte, die wit ligte vat nou nogal lank om aan die gang te kom. Maar as hulle in die gang is, dan skyn hulle. Ons is aangeskakel. Hy het ons kom aanskakel. Hy het vir ons kom wys hoe lyk waarheid en liefde. Hy het vir ons kom wys hoe lyk dit om voete te was, om heel te maak, om vry te spreek, om stories van hoop en barmhartigheid te doen. Hy het ons kom wys wat dit beteken om ander se laste te dra en die wang te draai en die minstes eerste te stel. Die woord het mens geword. Dis nie net stories nie. Dis 'n lewensrealiteit. Dis 'n leefwyse. Wat moet ek in 2025 doen? Begin maar net leef soos Jesus geleef het. Te midde van jou werklikheid. Vir 'n klomp mense het hy lig gebring. Jou liggie is aangeskakel, gaan leef dit, al is dit moeilik. Al is jou lysie vanmôre lank. En sien jy nie eintlik hoop nie. Gaan leef net die lig wat in jou is. Dis klaar daar. Ons kan fools probeer wees, die tweede aanhaling. Want ek begin dit meer om te dink ons kan ergens die lig wegvat. Ons kan nie. Die lig is daar. Daar's baie wat ek kan doen hierdie jaar te midde van my omstandighede. Maar as ek self gesentreerd gaan leef, dan gaan dit nie werk nie. Maar as ek na buite leef,
anders leef. Die nuwe lense wat Jesus vir my gegee het, gebruik. Ek gaan nie die donker minder maak nie. Maar weet julle wat? Ek gaan 'n liggie wees in die donkerte. Want dis wat ek doen. 2025. My lig te laat skyn wat God juis vir my kom gee het. En as ek dit doen, gaan my eie lewe ook verhelder. Gaan ek met geloof so ook kyk na my lang lysie en na my werklikheid. Here, baie dankie dat ons U het. Dat U lig gebring het. Juis vir ons. In 'n donker wêreld. Dat ons liggies kan laat skyn. Binne in hierdie werklike harde realiteit. Vir mekaar hoop kan gee. En ergens iets beter kan maak. Vir mekaar. Amen. Kom ons sing 'n lied. 511. Ons gaan net vers 1 ding. Kom ons staan. Vriende, kom ons dien die Here met ons offergawes. En wie is vanoggend hier besoekers by ons? Is hier iemand wat besoekers is by ons? Daar is 'n klein besoekertjie daarso. En dan, waar is nog besoekers? Daar aan die ander kant is besoekers. Okay, wie gaan nou vir my hierdie uitdeel? Ek gaan dit om myself moet doen vanmôre. Lyk vir my so. Maar dis reg. Waar is ons? Nou moet julle gou julle hand opsteek. Wie is die besoekers? Wat kan jy by ons vanoggend? Watter kant? Hierso mee. Galiboa, daar sy. En hulle kuier van Rustenburg af. Welkom hierso, Jason, julle. Wie's nog besoekers hierso? Daar op die punt dat ek so omstap. Daar sy, wie's nog hierdie kant by ons besoekers? Baie welkom hierso. Geniet dit. Hallo, daar sy. Nog iemand? Stan, jy is 'n besoekerie. Ek sien nou Stan se hand is op. Stan, is jou hand op? O nee. As hy vriende, ons laaste deel van ons erediens gaan ons gaan 'n lied sing. Gaan ons die pragtige lied van Al was ek nie daar nie. Dit is ons geloofsbelijdenis vanoggend. Ons gaan eers bid en dan gaan ons die lied sing. Ons bly staan en die seën uitspreek en dan gaan ons 'n wegsendingslied sing. Ek sal die voorganger gedeelte sing. U sing maar net die antwoord van die gemeente. Dankie François. Here, baie dankie dat ons mag gee. Dit gaan met ons almal nie finansiëel goed nie. Maar u sien ons raak. Dankie dat ten spyte van ons finansies en dit wat daar is, ons nog altyd die opdrag het om te gee. Verder op onsself te kyk met geloofsoë ook die toekoms in. Dankie hiervoor wat ons vanoggend gegee het. Amen. Dankie François. Vriende, kom ons staan. Kom ons gaan die 355, ons gaan al drie die verse sing. 355 vers 1, 2 en 3. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar.
die krib en Maria. Ekskuus, ek dink ons het net 2 verse, nie 3 nie, net 2, ekskuus. Kom ons staan, ons antwoord met dit. Kom ons staan. Vriende, ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede in, nuwe geloofsoë, nuwe lensoorplantings, om weer te kyk na die werklikheid vanuit God se perspektief uit. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van God nou in die Heilige Gees altyd vir jou herinner dat daar hoop is. Kyk met ander geloofsoë. Amen. Dit wat ons hier ontvang het, gaan deel dit verder uit. Wat ons hier ontvang het, gaan ons gee ons hele lewe uit dankbaarheid. As ons van hier af gaan, Heer, laat U ons nooit alleen. U het ons reeds beloof, U sal ons seën. Julle is geseënd, gaan leef dit.